Goeiemôre. Ons het vanoggend die voorreg om 'n gesin te doop te bring. En as 'n mens nou dink aan die doop, dan is dit so dat die doop eintlik baie sterk fokus het. Aan die een kant die fokus dat die Here vir ons gesterf het, die belofte, die waarborg dat in Christus die Here ons vryspreek en dat ons deur hom verlossing vind van ons sondes. Die tweede gedagte is natuurlik ook om te sê dat die doop word ook vir ons die appel om vir ons te sê dat ons juis hierdie nuwe lewe in Christus ontvang het, maar ook vanuit hierdie nuwe lewe in Christus dan ook moet leef. Ons teksgedeelte vanoggend is Kolossense 3, hier van vers 6 tot en met vers 15. En ek gaan net enkele verse lees. Vers 6 begin deur te sê: aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Nou lees ons vers 11, deur julle verbondenheid met hom, is julle ook besny. Nie die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar wat met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek. As 'n mens na vers 6 gaan kyk, begin hierdie gedeelte om vir ons te herinner dat Jesus die Here is. Hy word beskryf as die Here van die skepping, maar ook die Here van die herskepping van mense se lewens. Daarom as 'n mens gaan kyk na die oproep in hierdie vers, word ons eintlik herinner om te sê dat Jesus is die enigste Here en dat Christus dan die fokus van my en jou lewe word. As Jesus dan die enigste Here is en ons hom letterlik aangeneem het, in die Grieks staan daar dat ons die Here ontvang het, is dit dat ons lewe eintlik gekenmerk word deur gehoorsaamheid, maar 'n lewe wat verbonde is aan hom, 'n lewe wat aan hom gekoppel is, wat beteken dat ons energie, ons lewe juis vind uit Christus as die bron van my en jou lewe. Om te wandel in verbondenheid met hom, om in verbondenheid met hom te lewe, het die betekenis deur te sê dat deur jou lewenswandel ander mense eintlik Christus ook in jou lewe dan ook raak sien. En dit beteken dat ons opgeroep word om te sê, omdat julle kinders van God is, omdat julle Jesus erken as die enigste Here oor julle lewe, daarom is dit dat ons in hom leef, vanuit hom leef, amper soos 'n boom wat sy water en sy kos vind vanuit sy wortels, en dit is sigbaar in sy takke en in die vrug wat hy dra. En so word ons lewe dan eintlik ook die vrug, die teken van God se nuwe lewe, ook in my en jou lewe. En daarom as 'n mens gaan kyk van vers 7 tot 15 word ons afgeraai om te sê, moenie meegevoer word deur leeffilosofieë of deur selfgemaakte godsdienstige reëls nie. Die gemeente in Kolosse was gekonfronteer met die dwaalleer dat Jesus nie waarlik die seun van God was nie, en om God te leer ken moes jy eintlik in die bonatuurlike, in die misterieuse God gaan soek het. Terwyl Kolossense vir ons wil herinner om te sê, Jesus is die Here, Christus is die weg tot lewe en tot verlossing, en in hom vind ons die afwassing van ons sondes. En daarom is dit dat hy dan ook hier vir die gemeente kom sê, dat die besnydenis bestaan nie in die uiterlike besnydenis wat die Jode bedien het nie, maar dis eintlik 'n geestelike besnydenis deurdat hulle nuut gemaak is, deurdat hulle gestroop is van ou klere en dat die Here vir hulle nuwe klere aangetrek het, sodat hulle kan leef vanuit hierdie nuwe identiteit in Christus Jesus. Daarom dat hy dan sê dat hierdie besnydenis, hierdie verandering, hierdie nuwe lewe het begin by die doop
deurdat die doop vir ons die teken was van die afwassing van sondes, maar ook die oproep tot 'n nuwe lewe in Christus. En word ons dan herinner om te sê dat ons dood was deurdat ons gesondig het, maar God het ons nou saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons sondes vergewe het. En eintlik is dit dat die Here in hierdie gedeelte vir ons ook kom sê, kom wees wie jy is. Gaan leef vanuit hierdie identiteit dat jy aan God behoort. En die belofte wat daar gegee word deur te sê dat hierdie skuldbrief, die bewys van ons sonde en ons skuld teenoor God is vernietig deurdat Christus dit in die kruis gespyker het. En die doop word dan die teken van die nuwe lewe, maar ook die oproep om in hierdie nuwe lewe te leef en te staan en te bly. En daarom mag ons ook vanoggend dan leef in 'n lewensverhouding met God, mag dit sigbaar word in wat ons sê en wat ons doen, en mag ons mekaar herinner om te sê, ons is anderste, daarom leef ons anders, omdat ons in Christus vernuwe is. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u genade en u liefde, dankie vir die voorreg om u kinders te mag wees, en dankie dat ons ook deur die doop mag weet dat u vir ons gered het, dat ons gewas is van ons sondes, maar Here, dat ons in 'n verhouding met u leef. Amen.